gesels oor die vuur van God en dis interessant. Klomp mense wil in die brand wees vir die Here. Wie wil in die brand wees vir die Here? Almal wil in die brand wees. Almal wil vir God se vuur beleef en almal wil tog meer mense hê. Maar ek het gesien mense as daar vuur is, wat gebeur? Hulle hardloop na die vuur toe. Maar as jy is brand, dan hardloop jy weg met die vuur af. Almal wil tog met die vuur speel en sien, die ding is, wanneer God se vuur begin brand, dan gebeur goed in my lewe begin gebeur. En goed is great, want na so 2-3 weke dan begin al 'n paar dinge anders gebeur. Ek begin weer tussen die varkpele gaan speel en ek mis weer alles, maar jy moet besef dat God se gees of ek en jy, ek sê altyd, we need to get on fire and stay on fire. Maar weet jy wat? Mense is bang vir vuur. Mense is bang om te brand. Maar ons is bang ook vir God se vuur. Want Jesus, wat as dit snaaks is? Ouens, as God se vuur begin brand, is dit snaaks. Maar ons is baie keer bang vir vuur. Ek lees 'n verhaal, ek hou baie vir some reason dis oor bome lees, ek weet nie hoekom nie. En die ou is besig, hy's in Kalifornië by die Sequoia Nasionale Park. En hulle praat oor bome en so voorts. En hulle vat hom deur en hulle wys vir hom alles en hy kom by 'n plek en hy stop en hy sien al die dooie bome. En hy word bewoe dat die gedagte van al die dooie bome, en dis toe vir hom opvallend hoe baie woudvure het van die boom uitgewis. En wat die merke het op die landskap gelos het. Jy kan sien wanneer 'n plek gebrand het. Ek gesels laasweek met 'n assessor en ek hou van met vuur speel. Dis my lekker, ek hou van vuur. As ek braai is altyd baie vlamme, dis hoekom ek ook met vuur werk. En interessant, jy kan sien waar vuur gebrand het. Waar hy begin het, hoe hy begin het en waar hy geloop het. Interessant, het jy geweet dat as jy jou huis afbrand, net, ek weet nie wat ek moet sê nie, want die mense wat gaan wil doen. Het jy geweet as jy petrol in jou huis gooi en jou huis begin brand, die vuur stoot die mure uit. Dis hulle weet jy die huis in brand gesteek. Interessant, né? Right. Maak jy saak. Maar voor hulle toe op hike by die berg, toe kom hulle by die Giant Forest Museum en hulle besigtig om die omgewing en hy leer toe van die ou bome en so voorts, hulle noem die General Sherman, en hy is die hoogste en die grootste boom wat daar nou is. Toe om in perspektief te sit is byvoorbeeld hy's 2100 jaar oud. Okay? En hierdie boom was op aarde, die is nog geleef het. Toe uit die boom is. Maar hierdie boom weeg 14 miljoen kilogram. En hy's 90 meter hoog, 31 meter wyd. Jy lees toe omtrent die life cycle van die boom. En is toe verbaas oor die rol wat vuur speel in die siklus van die boom. Want jy moet weet dat in die lewe van die natuur, dat 'n fire cycle is gelykstaande aan 'n life cycle. Jy moet verstaan, vuur affekteer elke faset van die bome byvoorbeeld. En dien in elke faset 'n sekere doel om 'n gesonde siklus te kan beleef. Moet daar vuur wees vir die boom. Jy dink byvoorbeeld vir jouself, maar hoe is dit moontlik? Want vuur brand. Maar in hierdie siklus van die boom het hy 'n sekere effek gehad en hulle praat van 'n friendly effek. 'n Friendly effek wat vuur het op die bome. En hoor gou, jy sê dit maar vuur maak party bome dood. Maar vir ander is dit voordelig. Sien, die hitte in baie bome maak hulle kegels opgaan. Okay? En dan kan soos die stade afreën, bevlug die grond en dan kom nog bome op.
vir party van hulle, hierdie sade val dan op fertilized grond, die verbrande as. Sien, hitte maak ook baie keer insekte dood en dit maak fungus dood en dan kan die sade begin lewe. Sien, party bome kompeteer vir sonlig. Jy het agtergekom. En daai vuur maak baie keer die bome, verkeerde bome, of die regte bome, verkeerde bome, maar dood. So die regte bome kan die sonlig kry. Maar sien, nadat dit gebrand het, is daai aardewijk minder vlambaar vir 'n paar jaar. Inteendeel, weet jy, ons was besig met 'n studie gewees so Nysna, en in 2017, is ek reg? 2017 brand Nysna af met al die bome. Weet jy, weet wat 7 jaar vir daai boom om net weer te kan groei, wat beteken die jaar is Nysna weer vlambaar. Dis 7 jaar wat nie vlambaar is nie. Daai siklus wat gebeur. Dit vat my na 'n plek in die Bybel wat ek nou of ding oor vuur. Maar sien, is op pad Pinkster toe, en Pinkster is wat? Ons het geleer dat Pinkster is die dag van wat gewees? Van vuur gewees. Handelinge 2 sê, en daar was tonge soos vuur op hulle koppe gewees. Maar sien, ons almal wil vuur hê, maar niemand wil gaan kry nie. Maleagi 3, blaai saam my sin toe. En dan gaan jy praat oor die 10de nie. Want Maleagi 3 is baie keer ons die 10de gedeelte mos, né? Maar ek praat oor die 4, Maleagi 3. Vers 2 tot 3. Maar wie kan die dag van sy koms verdra, en wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal soos 'n vuur van die smelters en soos die loog van die wassers. Hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. Hy sal die seuns van Levi reinig, hulle louter soos goud, soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Vuur praat van reiniging. En dan kom ek met jy praat oor 'n paar dinge, onder andere die versteekte potensiaal van lewe in vuur. Want sien, terwyl hierdie man toe nou gesien as uitgesonderde land wat hy nodig gehad het God anders gesien. Hy het gesien, man, hierdie stuk land met al die bome is wat? Daar's potensiaal van lewe oor die area waar al die bome nou was. Sien, dit verg hitte om daai bome se kegels op te kry, sodat hulle sade en lewe kan voortbring. Dieselfde vir my en vir jou. Baie keer moet God in jou lewe vuur bring, of dit bietjie warm maak, nê, sodat om aandag te kry, sodat oopgemaak moet word. Dis is met my kinders. Ek sê baie keer tussen hulle ore, daar's so 'n goue draad tussen hulle ore en hulle boude, nê? En hy pak baie keer 'n bietjie was aan. En daai was moet warm gemaak word. Dan smelt. Maar baie keer in my eie lewe moet God in my lewe dinge kom warm maak, kom vuur bring, sodat ons aandag kan kry om oop te maak wat hy wil doen in my lewe. Want vir sien, baie keer is my lewe so geklatter met dinge wat plek neem, wat eintlik nie dan moet wees nie. En in die bome se geval, is daar insekte en fungusse wat weggebrand moet word, sodat hulle kan lewe kry. En dis nie lekker nie. So nie lekker as dinge weggebrand word nie. Sien, in my jou lewe wil God kom sade kom plant my lewe, wat gesonde grond nodig het, wat in langtermyn kan opskiet. En daarvoor is vuur nodig. En dis bome baie keer het ek en jy moet as jy die vuur gaan, sodat areas in my lewe minder vlambaar kan wees, sodat ek makliker van God kan groei. Dis moontlik die tyd waarin jy nou jouself bevind, wat al moeilik is, nie die vyand is wat jou aanval nie, maar God is wat vuur in die lewe inbring om jou skoon te maak. Ek sê altyd die vyand nie. Maar baie keer ek sê dis die vyand wat my aanval, maar dis nie altyd die duiwel nie, dis baie keer die Here wat kom skoon brand, kom wegvat, want daar is dinge in jou lewe wat jy moet wees nie.
En ek moet leer om hier te vra, maar as iets my lewe weggebrand moet word. Sien, die vuur van God verteenwoordig God se teenwoordigheid, sy krag, sy reinheid en sy beskerming. In die Bybel, in Psalm sê hy, dat God trek 'n ring van vuur om sy mense. Sien, vuur in die Bybel, regter die woord het God homself gemanifesteer in 'n fisiese vorm deur middel van vuur. Hy verskyn aan Moses, Eksodus 3 vers 20, in 'n brandende bos. Het jy geweet, was niks eienaardig geweest in daai bos om te brand nie, want in daai tyd het daar baie bossies so gebrand van self. Die verskil was, hierdie bos het nie uitgebrand nie. Hy het aanhou brand. En daarom het Moses gedink, maar hierdie is baie vreemd. Hy kom in Eksodus 13 en hy lei die Israeliete deur met 'n vuurkolom deur die woestyn. Sien, was 'n paar plekke, vuur op die altaar. Hulle moes heeltyd 'n vuur op die altaar gehad het om hulle te herinner aan God se teenwoordigheid in hulle midde. God praat altyd deur vuur. Hy het afgekom en brandoffers en die vet op die vuur verteer met sy vuur. Toe Salomo sy bed klaar gemaak het die vuur van die hemel afgekom, offers verteer. 1 Konings 18 is Elia besig met die Baalprofeet en die woord sê God het die vuur afgestuur en als verteer. En dan kom die woord en sê maar God is 'n verterende vuur en 'n jaloerse God. Nou ek vra, hoekom wil God kom wegbrand in my lewe? Want hy is 'n verterende vuur. Waarom kom brand God weg goed in my lewe? Nou moet wees nie. Ek wil vinnig, voor ek uitkom by 'n paar dinge, vir 'n paar voordele gee van die vuur van God in die lewe. Sien, die voordeel van God se vuur in my lewe te hê is, dit suiwer my heel eers. As God se vuur in my lewe is, it purifies me. Dit maak my skoon. Sien, dit kom met 'n paar dinge, dit help my om heilig vir God te lewe. Dit gee my 'n passie vir God se werk. Handelinge 1, Handelinge 2, daar was 'n vuur gewees. Dit help my om oor te gee, gee my boldness, dit beskerm my en gebruik as 'n wapen teen die vyand. Maar sien, daar's 'n beloning vir die mense wat God se vuur aanhou in hulle lewe. Ek weet vir jou nie, maar dit is baie moeilik om 'n vuur in die gang te hou. Val in Bethlehem, nie hout wil brand nie. Chalk wil brand, nie hout wil brand nie. Als er gekom, is weird. Almal hou van vuur. Ons is bang vir die vuur. Maar as jy ons 'n beloning vir die wat die vuur in die brand gehou het. Matteus 25 vers 1 tot 4 praat hy van die 10 maagde, nê? Almal ken die storie. Daar's 5 wat olie gehad het nie, daar's 5 wat gereed was nie, en wat gebeur? Hoor gou hiersom. Dan sal koninkryk wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het, uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas gewees. Ek hou daarvan om slim te wees. Ek wil nie dom wees nie. Né? So maak seker 4. En toe die wat dwaas was lampe neem, het hulle geen olie saam met hulle geneem nie, maar verstandig is die olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Niemand wil soos die 5 dwaas wees wat nie olie gehad het nie, wat nie vuur gehad het nie. Maar sien, hulle was teenwoordig gewees, maar het nog vuur gehad om saam met hulle te gaan om die lamp aan die brand te hou nie. Onthou, lampies moes brand. En dan lamp het uitgegaan. Hy het nie genoeg olie of vuur gehad nie. Weerens, vuur verteenwoordig die teenwoordigheid van God se gees of God in my lewe. Hulle lampe het uitgegaan, daarom was God nie daar gewees mee by hulle nie. En die woord sê, dis kon hulle nie die by hulle ingaan saam met Jesus nie. Sien, baie van ons is teenwoordig. Maar ons dwel nie in God se teenwoordigheid nie. Ons lampe is leeg. Ek is in die kerk, maar ek dwel nie in God se teenwoordigheid nie. Ek sukkel om by God te wees. Die 5 wat olie gehad het, was teenwoordig by God gewees.
Ek leef nie heilig nie, daarom kan God my nie in 'n dieper dimensie in beweeg nie. Aan die ander kant, as die wat wys en voorbereid was, hulle het gewag om Jesus te ontmoet. As gelowige is ek veronderstel om geestelik voorbereid te wees. Sien, ek kom baie kerk toe en is vir my genoeg. Maar sien, wanneer ek in God se lewe begin dwel, dan is hierdie nie vir my meer genoeg nie. Dan wil ek meer hê. Dan begin ek beweeg in wonders en tekens en ek's by God. Ek's besig met hom, ek's saam met hom, ek beleef transformasie en bevrydings en klomp gewoon ek dwel by God. John Wesley sê, my fear is not that our great movement known as a Methodist will cease to exist or one day die from the earth. My fear is that people will become content to live without the fire, the power, the excitement, and the supernatural element that makes us great. Hy is nie bang dat hy sal altyd exist. Maar my grootste vrees is, sê John Wesley, dat die kerk, wat in die Methodiste, maar die kerk sal ophou nie meer die vuur en die krag hulle hê nie. Die woord sê in laaste dae sal mense 'n vorm hê van goddelikheid, but it will lack and deny its power. Sien, een van die min dinge wat die aarde genoeg van kan kry nie, is vuur. Jy geweet? Daar's nooit te veel vuur nie. Spreuke 26 sê, wie se gebrek aan hout gaan 'n vuur dood, ons weet dit. Nee? Hy sê, en dit is 'n feit, ek weet nie weet nie, maar dit is 'n feit. Ek het gaan navorsing doen, ek het ouens gebel, almal sê vir my, solank daar hout is, sal daar vuur wees. Jy het geweet. As jy 'n vuur maak, dis wetenskaplik bewys. Hoe meer hout jy op die vuur gooi, hoe meer vuur gaan daar wees. Nee, ja, nee. Jy het gister gebraai, so jy sal weet. Maar sien, ons bang om aan die brand vir God te word, want ons is bang vir, ek noem dit wildfires. Jy al 'n wilde vuur gesien? Wat hy maak? Nou, hoekom is het belangrik om die brand vir God te wees? Blaag saam met na Johannes, of mag Matteus 3 toe. Matteus 3 vers 11, en ons gaan volgende paar weke praat oor die vuur van God. Vandag is dit 'n inleiding, en we praat oor die vuur van God. Ek vind jy gesels volgende oor die vuur van God. Johannes sê volgende, ek doop julle met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterk as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Jesus doop nie met water nie. Ons doop met water. Maar wanneer God se Gees my doop, word ek gedoop met vuur. Fire. En daai vuur het 'n afdefek in my lewe. Nou gaan we praat 'n bietjie oor wat in vuur in my lewe vinnig. Wat in vuur? Vuur, eerste wat doen is, dit verhit wat koud is. As jy iets wat koud is wil warm maak, as jy oond dit nie, dan sit jy vuur aan. Okay? Hoor wat sê die woord? Handelinge 28 vers 2. En die inboorlinge het ons buitengewoon menslievendheid bewys. Hulle het 'n groot vuur aangesteek en almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het weens die koue. As jy vuur binne jou het, daar is nou hulle dalk se almal koud gekry. As jy naby 'n vuur sit, wat gebeur? Jy word warm. Wanneer iemand wat koud geword het by jou sit, word hulle warm? As iemand God verloor het, en hulle sit by jou, word hulle warm nog? Sien, deesdae word die wêreld nie verhit nie, want ek en jy het nie meer 'n vuur binne ons nie. Ons verhit nie meer die wêreld met God se vuur nie. Want ons sukkel self
om onsself in brand te kry. En daarom, wanneer ons op 'n plek kom van vuur, of wanneer tussen ongelowiges kom, is dit, ek word net so koud soos hulle. Ek is so koud, want ek het nie vuur binne my nie. Maar as God se vuur binne my is, sal ek dit wat koud is om my begin verhit. As jy nie mense wat om jou is, warm maak met God se gees of God se vuur nie, is daar iets fout binne jou gees. As jy nie aan die brand vir God en ek vra vir myself dieselfde vraag. Want baie keer as by mense sit en dan as hulle weggaan daarso, het ek hulle warmer gelaat vir God of kouer gelaat vir God. Die tweede ding wat vuur is, vuur suiwer dit wat vuil is. Sagaria 13 vers 9. En ek sal 'n derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt. Hulle sal toets soos 'n mens goud toets en hulle sal my naam aanroep. Ek sal hulle verhoor. Dis my volk. Ek sal vir hulle sê, dis die Here, my God. Wanneer God in my lewe kom in die vuur, dan maak hy my eers skoon en dit is nooit lekker om skoon gemaak te word nie. Jy weet, die woord sê, hy gaan ons louter, soos wat? Soos goud en silwer. Goud smelt is 'n ding op, hoeveel 1000 grade nie. So die Here sê, hy brand weg, dit wat vuil is in my lewe. As ek sukkel met goed, seker goed in my lewe, seker sondes, moet ek vra, Here, maar waar is u vuur in my lewe? Maar sien, ons hou nie van die vuur nie, want dit maak skoon. Dit smelt weg. Dit verteer. Dit vat weg dit wat van my af is en maak nie meer plek vir God nie. Want sien, wanneer ek deur die vuur gaan, ewe skielik, dan wat gebeur? Die Heilige Gees brand weg al my gemors en hy maak plek vir dit wat van God is in my lewe. Maar baie keer wil ek nie gebrand word nie, want ek wil nog vas aan my sonde, nog vas aan dit wat ek naby my hou. Die derde ding is vuur verwyder dit wat waardeloos is. Die Bybel sê, wanneer God ons gaan kom haal eendag en hy sê voor jou staan, gaan jy jou werke toets met vuur. Dan gaan jy vir jou vra, het jy gebou met hout, hooi en stoppels, of met goud, silwer en edelgesteentes? Maar dit gaan 'n bietjie mooi. As 'n vuur brand, wat brand hy eerste weg? Al die gemors, al die gif, al die dooie goed, brand hy eerste weg. As God se Gees in my lewe teenwoordig is, beteken dit, alles wat waardeloos is, sal hy wegbrand. Matteus 7 vers 19 sê die volgende: elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, sal God wat doen? In die vuur gooi om gebrand te word. Sien, God is erg op vrug dra. Hy is erg op heiligheid en op 'n skoon lewe. Ek het nie God se vuur in my lewe hê as ek nog met sekere goedes in my lewe sukkel nie. Ons almal sondig verseker nog. Ja, almal sondig, né? Nee? Net ek. Okay, so ek en Harold. Almal van sukkel nog met sonde. Maar daar's sekere stap wat jy weet, Heilige Gees vir jou sê, luister, hou op met hierdie ding, hou op met daai ding, en ek hou aan en aan en aan en aan en aan. That thing quenches the fire of God. En God se Gees kan nie my brand nie, want dis vuil. Die ander ding is, vuur dien as 'n oordeel vir sonde. Maar Genesis 19 vers 24, sien ons hoe hy gekom het, en hy het Sodom en Gomora met vuur vernietig. As God oordeel hy met vuur. Kan ek gou 'n vraag vra? En vergeef my vir die uitspraak. Johannes 21 sê volgende, en dis net Ewan se vraag, Ewan se interpretasie, ek verkoop dit nie as 'n waarheid nie. Ek vra gou die vraag. As God sonde oordeel met vuur, ons baie keer uitgesproke oor sekere dorpe in die wêreld en in die land, veral Knysna. Wat gaan Knysna? 'n week vroeër 2017 se veldbrande of se brande in Knysna, het hulle Mardi Gras 'n groot gay festival gehad in Knysna. En die kerk het uitgespreek toe in Knysna, en 'n week later het God hom afgebrand. Is dit nie omdat die kerk uitgesproke is en Johannes 21 sê dat die wat jy vergewe, sal ek vergewe, die wat jy sal nie vergewe nie, sal ek my oordeel teenoor hulle uitspreek.
Is dit moontlik? Het sekere goed in die wêreld gebeur omdat ek en jy as Christene nie mense vergewe nie. En daarom moet God sy woord behou. Dis 'n thought. Maar God stuur vuur om sonde te oordeel. Daarom en vergewe my, maar ek is uitgesproke oor die hel. Die hel is nie 'n plek waar jy gaan party hou nie. Jy gaan nie daar braai nie. Jy gaan braai. Maar jy gaan nie daar braai nie. En die hel is 'n werklikheid. As jy my verskil bring van jou Bybel, scripture en verse. Maar die woord is baie duidelik. God sê as hy terugkom en hy gaan jou kry om nie aan hom te glo nie, gaan jy in die ewige poel van vuur. Vuur is oordeel vir sonde. Sien, dis ook die eerste in Genesis 19 is 'n plek waar God met vuur werk nie. Genesis 3 vers 24 sê die woord dat God het 'n engel voor die ingang van Eden gesit met 'n ontblote swaard van vuur. Great, Evan, dat jy bang gemaak vir vuur. Ek wil begin met 'n reeks oor die vuur van God. Ek voel in my hart, hier is besig om te gesels op pad Pinkster toe oor God se vuur. En vandag se intro. Ek gaan jy volgende week praat hoe moenie God se gees blus nie. Hoe blus jy God se gees? Maar vandag gaan ek gesels oor hoe ontvang ek die vuur. Ek gaan amper klaar wees. Hoe ontvang ek die vuur? God se vuur ontvang ek obviously deur wedergeboorte. Met die krag van God se gees. Maar ons 5 settles wat ek nie moet hê. En dit is baie elementêr. Elementêre settles wat ek nie nodig het om God se vuur te kry, want almal wil die vuur hê. Almal wil aan die brand vir God doen. Almal wil aan mense bid en hulle word genees. Almal wil dinge doen en profeteer en so voorts, maar ek is nie bereid om 'n prys te betaal vir dit nie. En die ding is, die woord gee vir my settles om heel eerstens die vuur te ontvang. En daar's 'n paar basic stuff. Nou, ons gaan begin met 'n paar basic stuff. Dan gaan ons nou op 'n plek toe beweeg waar ek kan 'n bietjie dieper gaan, maar dit help nie mens begin met die diep goed van God se vuur, maar jy weet nie wat die basics van dit nie. Hulle sê bietjie inligting is gevaarlik. Né? Nee? Ek het 'n vriendin, sy's 'n arbeidsterapeut en sy het bietjie sielkundige gedoen. Sy sê altyd vir, "Hoorie girl, jy het nie genoeg inligting om gevaarlik te wees. Jy weet nie alles nie." Nee? Maar ons moet begin, deel van ons mandaat is om ons op te lei, om te weet hoe en waar en wat ons moet doen. Right? Hoe ontvang ek die vuur? Hebreërs 12:29 sê volgende: For our God is a consuming fire. My God is 'n verterende vuur. Wat beteken as ek wil vuur ontvang, moet ek eers tyd met God spandeer. Basic element. Ouens, ons het die goed in sonskool geleer. Né? Nee? Lees jou Bybel bid elke dag. En jy sal wat? Groei. Met die versie? Vergeet hom wat? Vergeet jou Bybel. En jy sal krimp. Basic elementêr, maar ons vergeet dit. Ek en jy word ouer en ons vergeet die goeders. Maar die woord sê dat my God is 'n verterende vuur. Daarom die rede hoekom ek en jy koud word, is ek spandeer die tyd met God nie. As ek wil warm word, is op pad winter toe, né? Ons kan sê die eerste hitte is nou gebreek. Gaan nou warmer word, jy gaan nou kouer word. Maar dan gaan doen, wat doen jy? Jy gaan sit 'n kaggelvuurtjie aan of is die heater aan? Dan staan jy naby dit hoekom om warm te word. Jy gaan nie trek klere uit nie, want jy wil warm word. Ek het so 'n worshondjie, Mikkie. Sy irriteer my grensloos. Maar in die oggende, sy slaap in ons bed by ons, oggende 3 wanneer hy koud is, dan lê sy se agtermiddag en sy sê, "Ag, Mikkie, ek is so lief vir jou." Want sien, as jy koud kry, wil jy by 'n plek wees wat warm is. Jy gaan swem nie in die winter nie. Daai ou wat in die ys swem is mal. Hy's normaal nie, man. Want jy wil warm kry. So, hoekom is dit dat baie bekeerlinge nooit vir God brand nie?
Want hulle is nooit goed in die brand gesteek gewees nie. If you're not burning for God, you never spend time with God. Die tweede ding wat ek moet besef is ek moet elementêr my Bybel lees. Ek moet tyd in die woord spandeer. Want Jeremia 23 vers 29 sê volgende. Hy sê, en ek wil Engels weer lees, is my word not like as a fire, like a hammer that breaks the rocks in pieces. Hy sê my woord is soos vuur. My woord is soos 'n vuur nie. Soos 'n hamer wat rots vermorsel nie. Thomas Watson sê die volgende: Leave not off reading the Bible till you find your hearts warmed. Read the word. Oh yes, history, but labor has to be effected with it. Don't let it inform you, but inflame you. Lukas 24 vers 32 sê volgende, hy sê, die disipels sê vir Jesus, maar was ons harte nie verwarm, aan die brand gesteek, toe ons met hom tyd gespandeer het nie. Ons sukkel, ons lees nie ons woord nie. My ander ding is, ek moet tyd in gebed spandeer. Ek sê altyd, if you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Maar sien die ding is, want in die Ou Testament was die tabernakel, het hy 'n altaar gehad van wierook. En daai wierook in Openbaring sê hy is 'n verteenwoordiging van my en jou gebedslewe. Gaan eens 'n bietjie Openbaring. Hy sê die kerk van die eindtyd gaan 'n kerk hê wat bid. Hy sê en mag ons gebede opgaan soos 'n wierook voor U. In die ou tyd, of in die Israeliese tyd, was daar 'n altaar van insens gewees. En dit het verteenwoordig 'n gebedslewe. Sien, wierook is baie eenvoudig. Die woord sê, die vertaling sê incense, smoke, an odor of burning sacrifice, or sweet smoke of sacrifice. Jy kan nie vuur hê sonder gebed nie. Ek kan nie. Ian Bounce die volgende: prayer ascends by fire. Flame gives prayer access as well as wings, acceptance as well as energy. There is no incense without fire, no prayer without flame. Jy kan nou so 'n gebedslewe hoor of hy in die brand is of nie in die brand is nie. Want party mense het 'n rympie. Nee? Wat is jou rympie? My gebedslewe vertel of ek met God 'n verhouding het, of in die brand is. 2 Kronieke 7 vers 1 sê die woord, had God se gees het soos vuur afgedaal toe Salomo klaar is met gebed. En the cloud of his glory, the smoke of his glory, die rook het die hele tempel gevul. Dis wanneer laas het jy wat God se gees inkom soos rook in 'n plek in? Besef jy dat die kerk AGS wat ons met deel is van, toe John G. Lake dit begin het in 1904, hierso by 1912-13 is hulle in Johannesburg. Dis daar gebeur en hulle soos daar gebeur in Johannesburg, in Californië, dat terwyl hulle besig met 'n gebed bid hier, dat hulle die brandweer bel, want dan verskyn letterlik vuur op die gebou. Die gebou brand nie, maar mense sien vuur. Daar's plekke gewees waar al 'n plek was waar ouens gebid het, dan sien jy 'n mis in die gebou. God se heiligheid wat inkom is soos mis in die gebou. Ons is bang vir dit. Die vierde ding is Jakobus 5 vers 6 is die volgende, dat die vierde gebed van 'n regverdige het baie krag. Die vierde gebed van 'n regverdige. Maar sien, die ander ding is wat ek moet besef is, daar's 2 plekke waar ek tyd spandeer. Die eerste ding is, want nommer 4, ek moet tyd spandeer saam met manne van God. Met wie spandeer jy tyd saam? Hulle sê, birds of a feather. Nou, ek sê nie moenie goeie wêreld weg nie, glad nie. Maar as ek tyd spandeer saam met iemand wat in die brand is, gaan ek in die brand bly. Dus wanneer jy vuur maak, nee, en jy vat 'n stukkie charcoal en jy sit aan die ander kant, wat gebeur met hom? Hy gaan dood. Maar
Daar's iets omtrent dit. Jeremia 20 vers 9 sê die volgende. En ek sal aan hom nie dink nie, en sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente. Die engel sê, but his word was in my heart as a burning fire shut up in my bones. Sien, wanneer ek en jy met manne van God tyd spandeer, dan daar's vuur binne hulle. En steek my in die brand. Dis ek met die brand. Een van my mentors, ek love it om met hom tyd te spandeer, want as ek wegstap, voel daar iets in my gees gebeur. Never mind my tyd met die Here, maar daar iets wat ek saam met hom beleef. Maar sien, ek sê altyd, the anointing is kort, not tot. Jy kan nie vir iemand die salwing of die vuur leer nie. Jy moet dit vang. En baie keer wil ek punte hê ensovoorts. Maar hoor gou, die vyand sal altyd sy vermoë doen om jou met 'n godsman te kan skei. Hoekom dink jy is so baie goed op YouTube en op Facebook oor al die godsmanne in die wêreld? Nee? Gaan enige ou wat jy wil. Daar het at least 30 video's wees van hoe sleg hy is en dit en dat en. Hoekom? Hy wil hom diskrediteer. As jy met ouens in rugby, wie hou van rugby? Paar ouens, okay. Ek hou nie rugby nie. Ek kyk rugby om ouens kwaad te maak. Ek sien nou dag vir oom Donald, toe wil die boot, hy was die blinde pastoor, toe wil hy mos rugby kyk. En ek moet vir hom verduidelik wat aan op die spel. Ek weet nie wat's wat nie. Nou sê hy sê, wat nou gebeur? Ek sê nee, ek weet nie. Hy sê vir wie is slot? Slot? Ek sê geen slot daar's nie. Anyway. Maar as jy, wat ek al met gesaam kuier, as jy nie van rugby hou nie, ou meer jy met tyd met 'n coach gaan spandeer, gaan jy van rugby gehou, because it rubs off. Nee? It rubs off. As jy in die kerk tyd spandeer met godsmanne, wat gaan gebeur? It rubs off. Jy gaan begin hou van die kerk, begin hou van die Here, begin hou van die vuur, want it rubs off. Sien, dit is onmoontlik om met God 'n verhouding te hê en nie met godsmanne 'n verhouding te hê nie. Kry vir jou iemand wat 'n godsman is en spandeer tyd saam met hulle. Die vyand gaan alles probeer doen om 'n wedges in jou en 'n godsman probeer insit. My laaste punt is, ek moet tyd spandeer saam met mense van God. Handelinge 2 vers 3. Handelinge 2 vers 3 sê dat daar was tonge van vuur op hulle koppe gewees. Dis die een ding wat ek, as ek Handelinge, boek van Handelinge lees, kom agter dat almal wat in die kerk daar was in die brand gewees. Almal. Nie net die apostels nie, maar almal. Jan en Sally en enkel, almal was in die brand gewees toe daar was. Hoekom? Want hulle was daar gewees. Hulle was daar. Dis onmoontlik as dit nie impossible is om vir God in die brand te wees en kerk te mis nie. Want jy wil nie tussen wees, jy wil nie iets mis nie. Petrus, Markus 14, sê die woord, hy het van ver af gevolg. Hy was, en toe hy die paleis inkom, het hy homself by 'n vuur gewarm maak. En toe wat gebeur? Toe hy Jesus verloon. Hy het van ver af gekyk en homself by 'n vreemde vuur gaan vind wat hy moes wees nie. En Jesus verloon. Wat gebeur as jy nie tussen kinders van die Here is nie? Jy raak koud. En baie keer soek jy verkeerde vuur. En daai vuur jy warm maak. En wat gebeur by daai vuur? Ek verloon Jesus. Ek verloon hom. Die probleem was nie dat hy koud was nie. Die probleem was, vir die charcoal, nee? Een kant.
Hy was ver af gewees en toe hy koud is, in plaas om vuur te hardloop, het hy 'n ander vuur gaan soek en warm geword en met daai vuur het hy Jesus verloor. Maar daai vuur was 'n ander vuur gewees. Ons gaan lees 'n bietjie om daai vuur. It was a different kind of fire. En daarom het hy Jesus verraai. Charles Spurgeon, vir kyk wat hy sê volgende. Take care of giving up your first zeal. Beware of cooling in the last degree. You were hot and earnest once. Be hot and earnest still. And let the fire which once burned within you still animate you. Be ye still men of might and vigor, who serve the God with diligence and fire. Ek gaan speel asseblief Johan. My vraag vir jou vandag is gooi jy nog hout op jou vuur? Om die brand te bly vir God. Is jy besig om die vuur te stook? Want jy moet weet, as jy aan die brand is, once you're on fire, you can't go back. Jy kan nie die vuur teruggee nie. As jy aan die brand is, gaan jy brand moet bly. My vraag vir vandag is, wil jy in die brand wees, of wil jy net mediocre wees? Ek bid vir Here, dat hierdie gemeente is in die brand is vir Here, wat die vuur van God sal vat, en dan mens hardloop. Ouens, hoor my, dit gaan nie of ek oulik is nie. Ons kan vir almal gaan bid, maar as jy nie vuur het nie, help dit nie. Want daar waar jy is, daar moet vuur wees. Dis in die karre, in die howe, by die skole. Daar moet vuur wees. Die wêreld word verander, nie deur mooi praatjies nie, maar deur vuur. Vuur verander alles. In the cycle of fire, there's a cycle of life. En dalk as jy vandag is en jy sê vir iemand, weet jy wat, ek is tans, beleef ek vuur in my lewe. Tans brand God goed weg, wat nie lekker is nie. Dis nie vyand nie, dis God al op die oomblik. Wat jou aandag wil kry vir jou sê, luister hier, my seun, my dogter, ek wil kom 'n paar dinge wegbrand, maar ek wil die aandag hê. My vraag is, vandag gaan jy hom toelaat om jou te brand, en skoon te maak, om plek te maak vir sy vuur, of gaan hy vuur blus, en aan gaan sy aangaan. Maar weet wat gebeur? Met daai bome, as daar nie vuur is nie, dan vrek die goeie bome. En die klein boontjies, wat inheemse boontjies is, wat nie moet daar wees nie, vat oor, en maak die regte bome dood. En 'n legacy gaan verdwyn. Daai boom, Great Sherman, wat is sy naam? General Sherman, dankie. General Sherman het nie 2000 jaar bly lewe omdat hy vuur verwerp het nie. Hy het 2000 jaar bly lewe en hy het vuur gaan aanvaar. My vraag vir vandag is, hoe lank gaan jy die vuur van God in jou lewe nie moet toelaat nie? Hoe lank gaan jy dit toelaat of verwyder en hoop jy gaan aanhou lewe? To some point, want sien, Romeine sê die volgende, dat die loon van die sonde is wat? Die dood. And if God answers by fire, ek wil nie God se verkeerde kant kom nie. Maar die Here weet, ek wil gewoon nie brand wees vir die Here. Elke oog gesluit nie gebou, elke oog gesluit. Dalk jy vandag as jy sê, Ewan, ek beleef tans vuur. En ek het lang gedink is die vyand, maar dan is dalk God wat my kom skoon brand op die oomblik. Dalk wil die Here sekere dinge kom in jou lewe wegbrand om plek te maak vir hom. Of dalk moet jy net weer sê, Here, kom brand weg 'n paar dinge. Dalk moet jy die vuur van die Here in jou huwelik innooi. Here, kom brand weg
wat nie van U af is in my huwelik nie. Here, in my lewe, in my huis, in my kinders. Party van ons het so baie gemors ons huwelike ingebring en ons lewens ingebring en hy's besig om te sterf because the wrong things are growing. Here, kom brand weg. Nie moet wees nie. En laat dit wat daar moet wees begin brand. Begin groei. Dalk sê iemand is ek net die vuur weer hê. I just want fire again. Volgende middag die Here sê, Here, ek het verlang 'n verkeerde vuur gesit. Ek het nie meer by U tyd spandeer nie. Ek was nie in woord gewees nie, was nie in gebed gewees nie. Verkeerde mense om my gehad. In die kerk gewees nie. Here, kom brand weer binne my hierdie vuur. Ignite weer binne my 'n vuur vir U. Hier kom steek in die brand in my wese, in my lewe weer 'n liefde vir U. Vader, ek bid in die oggend, Vader, dat ons sal Here nie weghardloop van vuur af, Vader, maar sal vuur will run towards the fire. Here, mag U in my lewe, Vader, mag hierdie vuur weer kom aansteek. Here, kom brand weg. Ek weet dit is 'n gevaarlike ding om te vra, Here, maar kom brand weg wat nie van U af is nie. Maak plek vir dit wat U in my lewe wil hê. Vader, kom suiwer my. Here, maar mag daar weer lewe voortspring in my lewe as gevolg van die vuur van God in my lewe. In Jesus naam. Amen.